Die Vryheidsfront Plus verwelkom die Grondwethof se beslissing om te weier om appelle vir 2 konstruksiemaatskappye aan te hoor teen 'n uitspraak van die spesiale tribunaal rakende die Beitbruggrensdraad skandaal. Philip van Staden, VF+ LP en hoofwoordvoerder vir openbare werke en infrastruktuur, is goed bekend met die saak en gee nou vir ons verdere besonderhede. Philip, goeiemôre. Yes, Susan. Daar is jy, hoe gaan dit? Goed met jou. Goed, dankie. Philip, ons praat oor die Beitbrug grensdraad skandaal en hierdie saak kom nou reeds van 2020 af. Kan jy net kortliks dit weer vir konteks vir ons die agtergrond daarvan skets? Ja, Susan, die saak het sy aanloop begin kry tydens die COVID tydperk, tydens die inperkingsproses wat daar was, wat Suid-Afrika ingeperk was in die res van die wêreld. Toe was die landsgrense oop gewees en begaanbaar deur enigiemand van enige lande af, so Suid-Afrika het sy grense gesluit op daai stadium. En die grensdraad tussen Suid-Afrika en Zimbabwe was toe vervang met 'n nuwe grensdraad. Die kontrakteurs was aangestel om die grensdraad op te rig. En toe ewe skielik te begin daar berigte deurkom van dat die grensdraad beskadig is. En die Vryheidsfront Plus het onmiddellik begin vra aan die destydse minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Patricia de Lille, om te vra wat se materiaal was gebruik, hoe kon die grensdraad so beskadig word. Want jy moet onthou, op daai stadium het niemand geweet hoe lyk die draad nie. En toe begin daar foto's by ons uitkom van hoe die grensdraad eintlik lyk. Ek weet ek het nou gister gesê dit was 'n wasgoedlyn wat opgerig was van 40 km tussen Suid-Afrika en Zimbabwe, maar dit was eintlik 'n stuk staalwol wat daar neergesit was toe op die einde van die dag. En so op die saak toe nou sy aanloop begin kry. Ons het verskeie kere die afgelope 6 jaar of in die vorige termyn ook, terwyl sy die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur was, Patricia de Lille, het ons verskeie vrae aan haar gevra oor die grensdraad. En ek moet sê, ek moet die spesiale ondersoekeenheid komplimenteer. Hulle het toe begin ondersoek instel om die 40 miljoen rand wat in die heining bestee was terug te kry. En daar was verskeie hofsaake en tribunale gewees en dan uiteindelik die Grondwethof se uitspraak gister wat gesê het, nee, maar dit val nie onder hulle jurisdiksie nie, so die gevolg is, die 40 miljoen moet nou terugbetaal word en die saak gaan nou na die nasionale vervolgingsgesag verwys word, vir verdere handeling en aanklagte wat gaan plaasvind ensovoorts. Jy verwys, jy het gepraat van hierdie grensdraad en die gehalte daarvan, vroeër gesê, dit was goedlyn, gaan dan nou na hierdie proses weer gepoog word om 'n meer effektiewe grens op te sit? Dit dan nie 'n draad is nie. Ja, wel is moeilik om te sê, die grensdrade tussen Suid-Afrika en ons buurstate is 'n groot probleem. Ons het, soos jy weet, ons het nie net 'n probleem met die drade nie, maar ons het ook 'n probleem met die eenhede wat tans daar werksaam is vir die land basies moet beveilig, as ek so kan sê. Die weermag is totaal en al afwesig by ons grense. Ons sit met die grensbestuursowerheid en lede van die Suid-Afrikaanse Polisiediens wat by ons grensposte is. Maar die probleem is, die grensbestuursowerheid het nie voldoende personeel nie, hy het nie voldoende toerusting nie, hy het nie drones wat hy kan gebruik om die patrolering te doen nie, verskoning. Daar is ook 'n finansierings- en 'n begrotingstekort by die grensbestuursowerheid. Die probleem met daai begroting is dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens en ons het al vir die minister van Binnelandse Sake, asook die minister van Polisie, of die waarnemende minister van Polisie, eintlik die adjunkt minister van Polisie, verlede jaar gesê, julle sal gesprekke moet hou om hierdie begrotingsding uit te sorteer. Die probleem daar is, die SAPD wil tans nie hulle begroting wat hulle onder hulle jurisdiksie gehad het om die grens te beskerm oordra aan die grensbestuursowerheid nie. So ek weet die minister van Binnelandse Sake is tans hard besig om daardie saak te probeer oplos. Hoe ver het nou ons trek, sal ons nou sekerlik in volgende week kan gaan verneem daarvan, maar daar is nog verskeie probleme op ons grense. Net laastens, jy het vroeër verwys dat die voormalige minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Patricia de Lille, alreeds genader is oor hierdie saak toe dit begin het. Wat is die verantwoordelikheid wat nou rus op daardie departement? Kyk, sy was destyds die politieke hoof van die departement en sy het basies daardie haar oorsigrol nie net vir saak nie, maar sy het ook onregmatig opgetree toe sy as minister die rampbestuurswet misbruik het. Hoekom sê ons so? Want sy het opdrag gegee vir hierdie kontrakteurs om die draad op te rig voordat die wet in werking getree het. Jy sal onthou, ook tydens die COVID tydperk, hierdie rampbestuurswet
en die regulasies van die nasionale tesourier het bepaal dat daar voorsiening gemaak word vir afwyking in die noodverkryging van sekere dienste, items en goedere. Maar die feit van die saak is hy het opdrag gegee voordat hierdie wet in werking getree het. Ons hoop, ons het al verskeie kere in die parlement gelooi die afgelope 6 jaar oor hierdie ding, en sy het op 'n stadium met sy ontken dat sy baat gevind het by hierdie projek, en sy was bereid om haar bankrekeninge openbaar te maak nadat ons 'n ewige debat in die portefeulje komitee hieroor gehad het. Nou goed, sy, alhoewel sy nie meer die minister vir openbare werke is nie, het hierdie onder haar leierskap gebeur, en sy bly nog steeds daarvoor verantwoordelik. So, dit is nie te sê as jy skuif van een portefeulje na ander, dan is die verantwoordelikheid skielik van jou skouers af nie. Die feit van die saak is, jy was daai tyd die politieke hoof gewees, en jy moet verantwoordelikheid daarvan aanvaar. Maar goed, kom ons kyk nou wat gebeur as die spesiale ondersoekeenheid die saak nou na die nasionale vervolgingsgesag verwys, en wat dan daar gaan uitkom. Maar ek is bly, ek wil net weer eens vir die spesiale ondersoekeenheid komplimenteer in hoe hulle hierdie saak hanteer het, en ek is bly ons is na 6 jaar nou al daarom so ver, dat vervolgings kan voortgaan in hierdie stadium. Philip, baie dankie, ek waardeer jou tyd vanoggend, geniet die res van jou dag. Dankie Susan, julle ook. Philip van Staden, VF+ LP en hoof woordvoerder vir openbare werke en infrastruktuur.